ons kom vanoggend. Wat kan ons anders te sê as you are awesome in this place? He's awesome in ons lewens. He's awesome in ons elke dag. Daar's nie woorde om U te beskryf nie. Daar's nie woorde om die salwing te beskryf nie. Daar's nie woorde om U teenwoordigheid te beskryf nie. That's why you use the word surrender. Dis geen net oor, ek is hier. Geen net oor my kind, ek is hier. Hou op jou eie battle fight. Hou op jouself moeg maak. Hou op jouself teleurstel. Geen net oor, ek is hier. Hier is ons Abba Vader. Hier is ons Papa. En ons wil net vanoggend sê, hier is ek. Hier is ek, net soos ek is. Of ek heel is en of ek gebroken is. Of ek sterk is en of ek swak voel. Of ek gesond is en of ek genesing nodig het. Whatever, hier is ek. Hier is ek, Abba Vader, net soos ek is volg. En ek is hier vir U, want U alleen is waardig. Laat my lewe U eer. Laat my lewe U eer. In alles wat ek doen. In Jesus naam alleen. Amen. Amen. Julle kan sit, die tieners kan uitgaan. Volg vir John Loan. Ek dink daar het iets in my oë ingevlieg, hulle water skielik. Prys die Here. Is julle geseënd vanoggend? Amen. Prys die Here. Wat my so amazing is, ek sê gister vir Dirk, kry vir ons songs. Ek gee vir hom 2, hy gee, het sê nee, vanoggend gaan hierdie 2 werk. En ek moet sê, tussen die 4 songs het ons die hele preek gesing, so ek kan maar huis toe gaan. As jy wel die woord, die songs ingeneem het, amen. Prys die Here. Sê vir iemand langs jou, hey, is jy wakker? Sê, weet jy wat gebeur vandag? Sê vir die persoon, weet jy wat gebeur vandag? Sê wat? Sê, jy kom vry vandag. Amen. So, as jy nou vir vandag 'n tema wil gee, nee, is moenie jou verlede in jou toekoms insmokkel nie. As jy vir volgens 'n diens 'n tema wil hê, is moenie jou verlede in jou toekoms insmokkel nie. Amen. Hallo? Amen. Is die mense wat oplet in die klas? Ons hele reeks gaan daaroor, hierdie preekreeks van hierdie maand, om seker te maak, nee, laat dit wat gebeur het, nie weer gebeur. Amen. Sê vluit, daai storie is uit. Amen. Sien, die probleem is, ek en jy sal vir die verkeerde prioriteite sal ons van werk maak. Maar die regte prioriteite skep ons af. Wat bedoel ek daarmee? Kom ons vat byvoorbeeld, my seun is baie lief vir game speel. Amen. So hy sal die heeltyd aanpas totdat hy die game kan oorwin. Amen. So dis vir hom belangrik. Vat iemand soos JP wat Lego bou. Amen. As iets in die Lego nie reg werk nie, dan gaan hy terug na die plan toe. Amen. En dan moet jy verander, want anders gaan die Lego nie lyk nie. Help nie jy bou Star Wars ship en hy lyk op die einde soos 'n Cessna van Wonderboom Lughawe. Amen. Iewers het jy iets verkeerd gedoen. Jy was goed
maar iewers het jy iets verkeerd gedoen. En ons doen dieselfde met ons lewe. Die goed wat werklik saak maak, verhoudings. Ons verander nie daar waar ons moet nie. Amen. Ons gedrag. Die goed wat werklik 'n ewigheidsverskil maak, is die goed wat ons die meeste afskeep om in te verander. Ons change eerder in die goed wat maklik is. Amen. As die goed wat iets van ons vat. As jy iets weld, Jochie kan weld, as jy 'n welder kort, Jochie kan weld, hy's net baie duur, want sy tyd is min, so hy moet opmaak vir 'n maand en 'n dag se werk. So as jy kan weld, is dit belangrik dat jy reg weld, maar as jy verkeerd weld, dan kan jy altyd afgrind. Amen. En oorbegin. Maar as jy te kort gesny het, kan jy weld soos jy wil, dit gaan nie werk nie. Amen. Wie van julle het al agtergekom? Dis 'n teleurstelling as iets te kort is. Amen. En om 'n gap te vul is baie moeiliker as wat jy te veel het en bietjie terugkom. Amen. En dis dieselfde met ons in die lewe. Waar ons te kort skiet, is partymal te moeilik om reg te maak. Maar die Here gee ons 'n kans om voor te begin. Amen. Om voor te begin. Hierdie week is ek by 'n oomie naby met 'n kwekery en hy sê vir my, jy's so 'n aangename ou, mense like jou seker baie. Ek sê, maar's baie mense wat nie van my hou nie. Oor ek so 'n aangename ou is. Amen. Ek sê, ek weet nie hoekom sê ek's aangenaam nie, maar ek borrel, want die binne my is 'n fontein van lewe. Amen. Want ek het plantjies gaan koop vir die tuin, ek wil 'n bietjie die tuin mooi maak, en ek kuier met die oom, en hy begin met my praat oor kerk, en sy geskiedenis met kerk, en die volgende oomblik, 45 minute, vertel hy sy hele storie vir my. En ek luister aandagtig, en ons gesels, en hy's like, waar is julle kerk? Ek sê vir hom, hy sê, julle is Bomshelder. Ek sê, ja, nee, ek het al gehoor van julle. Ek sê, ja oom, hopelik goed, want sleg is daar ook. Hy sê, maak nie saak wat jy, ek like julle, want julle worry nie. Julle fokus op die Here. Ek sê, nou, dis my tipe oom daar. Amen. Maar ek en hy kry tyd om brood te breek, ons sit om praat oor Christus, en die volgende week sê hy, volgende week Vrydag kom jy terug, ek gee vir nog 100 plantjies verniet. Ek is like, wow, okay, ek hou nie van so baie tuinmaakie, maar Here, ons vat dit, amen. Hier's van julle wat groen vingers het, julle spesialiseer aan, ek het bruin vingers, daai biltongkleur, ek kan met dit werk, amen. So laasweek het ons gepraat oor die 3 mites wat jy uit jou mind uit moet kry as jy wil vorentoe gaan met jou lewe. Amen. Daar's 3 mites, 3 valse goed wat ons glo, wat ons nêrens gaan vat in die lewe as jy daaraan vashou nie. Die eerste een was gewees dan ervaring maak my wyser. Amen. Dit het ons gesê nee, ervaring maak jou nie wyser nie. Geëvalueerde ervaring maak jou wyser. Ander woorde, want wie van julle al geleer? Al het jy ervaring baie keer, dan doen jy weer dieselfde ding. So, as ek nie gaan sit en daai ervaring evalueer, oopbreek, met myself gaan sit, hierdie ding het gewerk en hierdie ding het nie gewerk nie, dan weet ek wat om te verander nie, is ek eintlik nie wyser nie. Dan is ek net te donkie. Amen. Wat sê ek op 2 keer stamp, of 5 keer stamp. Amen. Die tweede ding wat ons gesê het is, nou dat ek beter weet, gaan ek beter doen. Ons het geleer, daai is ook nonsens, amen. Want baie van ons weet beter, dan doen jy in elk geval die teenoorgestel. Is ek reg? Amen. Met ander woorde, om beter te weet, beteken nie, ek gaan beter doen nie. Hoekom sê ons is 'n mite? Want, wat kort in daai ding? Selfbeheersing. Jy moet vir jouself kan nee sê. Amen. Want om beter te weet, voordat jy beter kan doen, moet jy vir jouself kan nee sê, anders gaan jy weer dieselfde ding doen. Amen, is ek reg? En die derde een is daai een van, tyd tel teen my. Pastoor, ek word nou oud, ek het nou vandag iemand nodig. Amen. Amen. Ons sê daai goeders, ons sê ek word nie jonger nie, maar al my vriende doen nou dit. Almal wat ek ken, nee, daai keep up with the Joneses. Jy weet, al die mense het skuld, nee. Amen. Daar's min van die Joneses wat nie het wat hulle het, oor hulle nie skuld het nie. Amen. So wat doen jy? Jy gaan ook meer skuld aangaan om
to keep up with the lifestyle. En op die einde van die dag werk jy vir die bank. Jy dink jy werk vir 'n paycheck. Nee, die bank own jou paycheck. Jy het nie 'n lewe nie, jy's 'n slaaf. Amen, jy's 'n slaaf van slegte keuses. En dit is wat ons moet probeer. En dis hoekom ons daai pause button moet druk vir onsself om te sê, wow, kom ek dink net bietjie. Want tyd tel in jou guns, tyd tel nooit teen jou nie. Want God is die order van tyd. Hy sê, wat het ons laasweek gesê, daar's 'n seisoen vir alles. Seisoen om te lewe, seisoen om te sterf, seisoen om te kry, seisoen om te gee. Die woord sê daar's 'n seisoen vir alles. So God weet waar sit jy in jou lewe en wat 'n seisoen. Hy's nie confused oor jou lewe nie. Maak so. Sê die Here, sê brein word wakker. Die Here is nie confused oor my lewe nie. Amen. Die Here weet wie jy. Hy weet hy's nie confused oor jou nie. Amen. Ek het eendag ek's nog jong aan die brand, net die Here begin dien, vroeg 2000s. En ek gaan haal 'n pel van my, moet ek by die lughawe gaan haal. Hy kom van oorsee af terug en sy girlfriend sê, kan sy saam met my ry? En nou ry ons lughawe toe en nou sit ons daar by die Spur en nou wag ons vir hom. En hier kom die waiter en toe die waiter hier staan, die volgende oomblik hoor ek die Heilige Gees sê vir my, bedien hom. My eerste reaksie is, Here, ek's in die Spur. En hy sê vir my, ek weet waar jy is. Ek het jou hiernatoe gestuur. Ek sê, maar dis die Spur. Kan nie iemand in die Spur bedien nie, dis dan die Indiane se plek. Hulle gaan my met pyle skiet daar. Amen. Ek sê, dis die Spur. Ek sê, en ek ken nie eers hierdie ou nie. Wie van jy het agtergekom, die evangelie is juist vir hulle wat hom nie ken nie. Amen. Ja, nou sê ek soos in, wat sê ek vir hierdie waiter? Nou vra ek vir hom, what's your name? En die swart ouetjie sê, my name is Gouta. Ek sê, Gouta, what does it mean? Hy sê, gold. Ek is like, have you ever thought of becoming gold for Jesus? Kyk, toe sy vloei daar. Nou kyk hy my so geskok aan, nou loop hy, gaan kry ons koffie. Nou kom hy terug, ek het ons nou met hom gepraat. Nou sê die Here, ek wil hê jy moet vir hom bid. Ek sê, Here, maak sy in die Spur. Jy bid ons net vir kos. Amen. Party mense, amen. Ander mense bid ons nie vir kos nie. Bid net by die huis vir kos, want jy vertrou nie jou vrou se nie. Maar die Spursin sal jy eet. Kyk hoe kyk die vrouens vir hulle man sê, hoe kom jy bid? My vrou is happy, haar man maak kos, as hy bid, trust hy nie sy eie kos nie. Ek het 'n pel wat een keer 'n maand oor die kostrollie bid by Checkers, en sy net sommer klaar gebid vir die maand. So, gebed gaan oor dankbaarheid, amen, nie 'n rympie nie. Ek sien verkeerde ou se geselskap as jy vir kos bid om te sê, maak ons opreg dankbaar voor. Dan sê ek soos, is jy nie dankbaar om te kan eet nie? Wat fout met jou? Daar's niks wat so happy is soos kos nie, amen. Amen. Bees is my emotional support animal. Amen. JP, check hy aan. Is dit nou vir daai cheddar melt stytjie? Ons het te lank klaar so ene gemaak. Amen. Nou sê nou sê die Here vir my, ek moet vir die ou bid. Nou begin ek met hom praat oor die Here en hy pak af oor sy lewe en ek sê vir hom, okay, ons wag vir daai ou. Ons kuier en my pel kom daar aan. Hy drink gou koffie. Ons sê ons gaan ry. Ek sê vir hom, laat my weet as jy van diens afkom. Dan bel ek jou gou en dan bid ek vir jou. Hy's like, no, you're gonna pray for me now. Nou kan ek nie vir hom sê, maar ons is in die Spur nie. Asof jy die Heilige Gees voel, kom boe, gaan. Ek sê vir hom, right, nou bid ek vir hom. Kyk, die oomblik wanneer jy vir iemand in die publiek bid, wie van jy het al gevoel, daar kom so 'n courage binne in jou. Skielik is jy reg vir alles. Toe ek klaar vir hom gebid en, nou sien ek hoe kyk almal so in die Spur vir my, en ek is like, soek nog iemand gebed. Toe kom ek agter, ander mense bid ook nie in die Spur nie, amen. Hulle kyk dadelik af. En ek sê toe vir jou, hier's my nommer, bel my. En ons ry huis toe. En ons hier so 12:30, 1:30 in die oggend. Sit ons by my pel se huis en ons ander pel en ons kuier in my foon lê, Johannesburg nommer. Ek sê, wag, dis die ouetjie van die lughawe, ons het nou net vir almal vertel, en ek antwoord, hy sê, ja, hy wil vir my dankie sê. Ek sê, hoekom?
Hy sê hy kom daar van Kwakwa af en hy sê hy pas nie aan in die stad nie. Hy sê in 'n huis groot geword van respek en goeie maniere. Hy hanteer mense met respek en hy sê hier word hy altyd hanteer asof hy 'n skelm is, 'n dief is, 'n verkragter is. En hy sê, en ek moet oor 2 dae terug gaan huis toe en ek wil eerder selfmoord pleeg. En hy sê, maar vanaand het ek hoop gekry. Ten daai tyd toe huil ons almal. Want ek het gesê, Here, maar ek sien nie speur. Sien soveel keer voel ons ongemaklik, maar God het vir iemand 'n reddingsplan. Maar ek wil vandag vir jou sê, baie keer het God vir jou 'n reddingsplan, maar jy's te ongemaklik met jouself. Dis hoekom jy nie kan vorentoe gaan. In die volgende 3 weke gaan ons hierdie reeks vat van waar ons laasweek begin het, gaan ons 3 groot topics aanspreek. Nommer 1, own it. Amen. You got to own it. Jy moet eienaarskap kan vat oor jouself. Amen. Nommer 2, daar's goed in jou lewe wat jy moet gaan herdink. Nee, nie overthink nie, rethink. Rethink beteken daar's 'n kans om weer anders oor goed te dink. Maar overthink is jy sit op een probleem vas die hele tyd. Wie van julle het al agtergekom wat is overthinking? Nee, ons het laasweek gesê, dis so goed jy soos 'n passer. Soos om 'n rocking chair te ry. Dit hou jou besig, maar vat jou nêrens. In die laaste week gaan ons praat oor release it. Hoe raak ek, hoe stap ek nou weg van goed en begin voor? Want dit is waarmee baie mense sukkel. Daar's soveel goed waaraan ons vashou en ons kom nie weg van dit af nie. Ek luister in die week, ek weet nie wie van julle het al van, wie is daai Peterson nou? Jordan Peterson, wie van julle het al van sy goed gekyk nie? En in die week praat hy oor hy sê, as jy in 'n situasie kom, enige iets wat jy 18 maande plus dalk gedoen het, of vergeet het van, en skielik herinner daai memory jou aan die negatiewe ervaring. Hy sê, onthou jy was in daai situasie. Hy sê, God het jou liggaam gekry met die vermoë, hy het jou gecreate met die vermoë, dat jou liggaam kan negatiewe ervaring se gevaartekens sien, nog voordat jy die besluit neem. En dan sê jou onderbewussyn vir jou, wow, onthou jy laas keer toe jy hierdie paadjie gestap het, hoe stikkend of gebroken het jy uitgekom. Hy sê, dan gaan jy een van 2 gedoen. Either jy gaan luister of jy gaan daai beter wete dooddruk. En dis presies waaroor dit gaan. Gaan ek deel met die ervaring of gaan ek laat daai ervaring homself herhaal in my toekoms? Want dis die foute wat ons maak. Amen. Met ander woorde, om te verhoed dat iets homself herhaal, moet ek daai ding wat gebeur het in die gesig staar. En hoeveel van julle weet hoe moeilik is dit om jouself mee face to face te staan? Om jouself te face in 'n challenge om te sê, hey, dit wat met my gebeur het was seer, dit wat met my gebeur het was nie fair nie. Maar ek het ook 'n rol hierin. Die probleem is, hoe seerder dit was, hoe moeiliker is dit om ons eie deel raak te sien. Wie van julle dit al agtergekom? Hoe seerder en hoe erger die ervaring was, hoe minder sien ons eie deel raak. Hoe makliker is dit net om die ander persoon se deel raak te sien. Dit het my jare gevat om in die foute wat ek gemaak het, berou te kry, om te besef, my deel daarin is eintlik erger. Was maklik om jammer te sê. Dis 'n ander level van jammer om berou te hê vir wat jy verkeerd gedoen het. Want jammer is cheap. Amen. Want jammer sonder verandering is net weer manipulasie. Hoor mooi, jammer sonder verandering is net nog 'n keer manipulasie. Want 'n werklike jammer kom uit verandering. Anders het jy net daai persoon emotionally gemanipulate, laat hulle jou moet uitlos vir 'n oomblik.
dan doen jy môre weer dieselfde ding. Amen. En ons het die beste voorbeeld gekry van hoe om jou piece of the pie te own in die Bybel. En ek gaan vir jou lees. Want nou dat ons praat oor geskiedenis, kom ons gaan terug na die heel begin toe, in Genesis. Amen, Genesis 1. Ja. God maak die mens. En hy sê die volgende, Genesis 1, 27, 28 sê hy, so God created man in his own image. In the image and likeness of God he created him. Male and female he created them. Ek gaan nie verder oor daai sinnetjie nou praat nie. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply and fill the earth and subdue it, using all its vast resources in the service of God and man. Hoeveel mense ken daai sinnetjie, gebruik die resources wat die aarde gee in service of God and man. Nie in self-service nie, nee. And have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. Hier kom daai bird ding alweer deur. Amen. So, hier kom God en hy skep die mens, en hy sê vir die mens, ek gee jou hierdie krag, ek gee jou hierdie vermoë, jy's in my beeld geskape, jy's in my gelykenis geskape. Wat sê hy vir die mens? Jy het die vermoë om soos ek te kan dink, jy het die vermoë om soos ek te redeneer, jy het die vermoë om besluite te neem soos ek dit neem. Ek skep jou met daai kreatiwiteit, ek skep jou met daai krag, heers oor die aarde, bestuur dit, gebruik die resources om my en mekaar mee te dien. Hy sê, heers oor die voëls, heers oor die diereryk. Amen. So God sê, dis wat ek wil hê julle as mens moet doen. En hy bless die mens met hierdie vermoëns wat hy het. Hy bless die mens met hierdie vermoëns wat hy het. En hy sê, hierso is jy. Ek het jou so gemaak. Ek het jou geskape, dat jy my kind kan wees. Wie van julle het daar agter gekom, as jy na iemand se kind kyk, kan sê, dis seker daai ou se kind. So jy kan hulle so in 'n groep kinders, ken jy uit, wat er is shines in. Amen. Jy weet dadelik. Amen. Hoekom? Want hulle lyk soos hulle pa. Nee. Mense het gou geweet, ek's my ma se kind. Amen. Jy kan aan iemand se kind sien, ons sê baie, yes, hy lyk soos sy ma, of ons sê, hy gedraam soos sy pa. Amen. Ons sê altyd, soet kinders is die ma se deel, en die stout kinders is seker die pa se deel. Amen. Dis hoekom ek die ma se deel is, die soet kinders. En, absoluut, prys die Here. So God skep die mens, en hy gee vir die mens net een reël, sê een reël. En hy staf dit dan. Een reël, kan doen net wat jy doen, net een ding nie doen nie. Amen. Los die iPhone boom, los die Apple. Dis hoekom ek Samsung gebruik, amen. Want Apple het die original sin begin. So ons los die ding. Amen. Hy sê, daar's net een reël, los hierdie boom. Maar soos enige kind, wat is ons natuur? We begin in daai rigting beweeg. Wie van julle al vir jou kind gesê, los, dan check jy hoe kyk hy jou so, dan loop hulle nog steeds so intoe. Hulle toets jou. Amen? Dalk nie, julle het mos soet kinders, ek het vergeet, julle gemeentelede het nie stout kinders nie. Hulle sê, nee, mos net pastoor het stout kinders. Weet jy kom is 'n pastoorkind so stout? Hy het by jou kinders gekuier. En dis wat my pastoor altyd vir my gesê het. Hy sê, ja, kinders is so stout, want my kinders is so stout, want hulle kuier oor die gemeente se kinders. Met ander woorde, God sê, hier is een reël, net een reël, los daai boom. Los daai boom, is al wat hy vra. Is al wat hy van ons vra is, pas op vir die appel. Hoekom? Want dit het hy gesê gaan het doen. Dit gaan self verheerliking bring. Dit maak jou selfbewus. Dit maak jou self-righteous. Dit maak dat jy jouself wil regverdig. Dit maak dat jy jou eie saak wil stel. Jouself wil verdedig. Want dis wat daai boom gedoen het. Amen.
En Adam en Eva kom, en hulle kom wys vir ons hierdie hele storie. Nou net is hulle gebore in die beeld van God in 2 hoofstukke verder in Genesis 3. Vers 8 gaan ek vir ons lees. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees in the garden. Hierdie is so belangrik. Amen. So belangrik. Toe hierdie 2 aangejaag het, wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle gaan kruip weg. Amen. Wie van julle al agtergekom, as jy iets verkeerd doen, jy kry skaam, jy onttrek jou van mense. Jy onttrek jou van die kerk, want dis wat skaam doen. Dit verwyder jou van die teenwoordigheid van God. Wie van julle het al gevoel, as jy iets verkeerd doen, jy sukkel om te bid? Veral as jy dit herhaaldelik gedoen het. Want dit is soos in, Here, hier is Pietie, dis nou nommer 394 keer hierdie week, wat ek daai woord gebruik het. Jy raak later aan so, jy sal gatvol om jammer te sê. Amen. En dan word dit net 'n rympie. Dit word net 'n rympie. Baie keer word ons jammer net 'n ritueel. En hier is ons Adam en Eva, en hulle het daai een reël gebreek. En die volgende oomblik, toe kruip hulle weg. Want wanneer ek en jy dom dinge doen, kry ons skaam. As jy weet, jy teen jou beter wete opgetree. En hoe wys ek kry skaam, ek probeer dit verdedig. Wie van julle het al probeer goed praat jou fout, laat dit nie so sleg klink nie. Amen. Want die oomblik wat jy iets verkeerd doen, dan gaan jy sê, ja, maar daai persoon. Amen. Amen. Toe ek op college was, Landbou College, het ons gekuier om uit te gaan in moeilikheid te soek. Om te fight. So as jy iemand geslaan het, is in die moeilikheid daaroor, en die polisie daar gewoon, hoekom het jy hom geslaan? Wat sê jy? Hy het moeilikheid gesoek. As hy nie moeilikheid gesoek het, maar jy weet voor jou siel, jy het eintlik gegaan om hierdie ding uit te lok. Maar dit is so maklik om 'n verskoning te gebruik, sodat ek nie verantwoordelikheid hoef te vat nie. Amen. Maar ek weet, dit is nie julle nie. So ek preek hierdie nou vir YouTube, dat hulle kan hoor. Amen. So wanneer ons skaam is, dan kruip ons weg. En dit het 6000 jaar terug gebeur, en mense doen vandag nog dieselfde. Hoor vers 9. Vers 9 sê, but the Lord called Adam and said to them, where are you? He said, I heard the sound of you walking in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Ek het myself weggesteek. Amen. Hoe amazing is dit nie, dat die oomblik toe hulle Sondag toe gaan soek God hulle. Hoekom moes hy hulle gaan soek? Want hulle het nie meer in sy teenwoordigheid gewandel. The lost sheep, daai een skaam. Sien, dis hoekom Jesus sê, gaan die herder nie en gaan haal die een wat verlore nie, want die 99 is veilig nie. En hier doen God dit al van Adam en Eva af, dat hulle wat verlore is, gaan soek hy onmiddellik. Gaan soek hy onmiddellik. Ons sê baie keer, hoeveel kanse moet ek nog daai persoon gee, om reg te kom? Hoeveel kanse moet die Here jou nog gee, om reg te kom? Amen. Nou, julle is so stil. Hy sê, vers 10, he said, I heard the sound of you walking in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, God said, who told you that you are naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you that you should not eat? Hy sê, wie het vir jou gesê, jy's naak?
Wanneer het jy bewus geword daarvan? Het jy nie geluister nie, het jy die verkeerde besluit geneem. Dis wat hy vir Adam sê. Met ander woorde, dis 'n groot ding, jy moet besef vandag. Dit is wat die Heilige Gees doen, dis daai klein stemmetjie, amen. Wanneer hy vir jou kom en hy by jou stop en hy sê vir jou, het ek nie vir jou gesê, moet nou nie weer, as jy 3 wyne in het, vir Sunny bel, en vir sê jy mis haar nie. Het ek nie vir jou gesê, nou dat jy kwaad is, het ek nie gesê, sit eerder jou hande in jou sakke nie, maar nou het jy weer vir Sipho verduidelik. En nou moet jy weer repent, en jy die INI op jou, en jy het HR op jou. Amen. Want dis wat God hier doen. Hy kom soek jou om vir jou te sê, daar waar jy nou is jy verwyder van my af. Kom terug. En Adam is 'n regte Suid-Afrikaanse man. Hy sê, Here, jy's reg. Ek het 'n fout gemaak. Ek vat volle verantwoordelikheid oor my vrou. Ek vat volle verantwoordelikheid dat ek haar nie gestop het in haar swak besluitneming nie. Sy was weer behep met die slang en die appel. Ek vat verantwoordelikheid. Ek moes teen die slang opgestaan het en my vrou beskerm het en my huis beskerm het. Straf my. Nee. Is nie in my Bybel so nie. Amen. Wat het hy gedoen? Wie het hy blameer? Amen. Hoor wat sê hy? Vers 11, and he said, who told you you were naked? Have you eaten of the tree? Dan vers 12, and the man said, the woman you gave me. She gave me the fruit from the tree and I ate. Hy klink vir my bietjie soos blame shifting. Amen. En kom ons vra 'n bietjie, hoe maklik blameer ons vandag mense? Hoe maklik blameer jy iemand as jy nie jou sin kry? Hoe maklik is dit die kerk, is dit die pastoor, omdat jy nie jou sin gekry het nie? Baie keer kry ons seer deur mense en ons vat die pad, want hoekom? Die seer het ons ego expose. Die seer het ons pride expose. Die seer het ons issue expose, daai een wat jy nie meer gedeel het nie. Amen. En daarom is ek dankbaar die Here vir Bomb Shelter, want solank jy hier is, gaan ons altyd issues challenge. En ons gaan mekaar se issues challenge. Partymal gaan jy my like, en partymal gaan jy my minder like. Partymal gaan jy dink die son skyn my uit, en partymal gaan jy wens die son wil my brand. Want as ek en jy hier is, dat ons heeldag mekaar moet like, dan lieg iemand vir mekaar. As almal van jou hou, dan lieg jy vir iemand. Amen. Want God het die mens so create, dat almal gaan nie van jou hou nie. Dis hoekom hy gesê het, wees lief vir mekaar, nie like mekaar. Want lief sê, irrespecte vir ons verskille, kan ek jou nog steeds respekteer as 'n kind van God. Al stel jy my te leer, al maak jy my kwaad, al maak jy my seer, ek kan oor dit groei, maar ek kan nie verby Christus kom. Amen. En dis waar ons die pot mis het. Ons dink, ons moet almal like. Ek vertel nou die dag vir iemand, ons het 'n kerklidmaat gehad, hy het getrek. Ek het eendag vir hom gesê, jy moet bietjie by ons kom koffie drink. Hy gee my hierdie amazing reply. Hy sê, ek stel nie belang nie. Hy sê, jy is die tipe ou met wie ek wil kuier nie. Ek wil ook nie saam met jou braai nie, al braai jy hoe lekker. Hy sê, maar ek love hoe jy preek, ek kom kerk toe vir die woord, nie om met jou te kuier nie. Ek is like, wat 'n awesome eerlike ou. Amen. Sê jammer, die Here het hom verwyder, hy moes nie gebly het. Toe trek hy. Amen. Maar ander woorde, wat sê hy? Ek skryf hierdie, hy sê, God, this is your fault.
And this is her fault. So you guys get it together. You work it out. And you come and apologize to me. And maybe if I have cooled off and you have figured it out, I'll be gracious enough to forgive you and my wife. Dis eintlik wat hy sê. Amen? Daai selfregverdiging. Want dis wat ons doen as ons seer kry in die kerk. Ja, pastoor, jy moet jou lewe gaan uitsort voordat jy weer na my kom praat. Hey, as ek vandag die doring in jou vlees is, gaan ek môre ook wees. Daar's 'n rede hoekom ek die doring in jou vlees is, want daar's iets in jou vlees wat nog nie gegees is nie. Amen. So ek nou die dag gepost het. As jy 'n probleem met my het, kom haal hom, is mos joune. Dis jou probleem. Kom haal hom. Ek sal hom vir jou gee. Amen. Maar ongelukkig werk dit nie so nie. Amen. Hy sê die volgende. Kom ons lees weer. And the Lord said to the woman, what is this you have done? And the woman said, the serpent, this is slang. He cheated, outwitted and deceived me. En hy sien, 'n vrou is maklik bedriegbaar, hulle is gullible. Hier staan dit in die Bybel. Hoeveel van julle weet jou vrou is gullible? Jy kan haar 'n storie spin. Amen. Ek kan my vrou 'n storie spin behalwe die leuen. Sy het sien 'n leuen op 'n afstand kom. Amen. And the woman said, it's the snake. Wat het hy gedoen? He cheated, outwitted and deceived me. En hy uit. En ek is like, Here, soveel moeilikheid, kon Adam en Eva nie net Chinees gewees het nie. Dan het hulle die slang geëet, dan was die probleme verby. Nou was hulle vegetarians, laat Abel geëet. So is die vegetarians se skuld. Moet toch nou net nie daarvan 'n teologie gaan maak nie, asseblief. My pastoor leer my, laat vegetarians en die duiwel loop so. Amen. Sien, die scary deel is in hierdie storie, is om te besef dan, wanneer ek en jy in 'n situasie kom, en ons kan nie ons deel own nie, gaan ons altyd onsself herhaal. Gaan ons altyd toelaat, dat dit altyd ander mense se skuld is. Dat dit altyd ander mense is, hoekom ek sleg optree, hoekom ek swak keuses maak. Gaan altyd ander mense wees, hoekom ek nie vrugte op my boom het nie. Weet jy wanneer het ek vrede gemaak met die ding van die vrug van die Gees, toe ek besef, dis nie my vrug nie. Dis die vrug van die Gees. En al hoe ek daai vrug kan kry, ek moet by die Gees wees. As ek nie die Heilige Gees toelaat om my lewe te heers nie, sal ek nooit die Gees, die vrug van die Gees hê nie. Wie van julle agterkom, as jy werk aan geduld, dit werk nie. Van vandag af gaan ek meer geduld in die verkeer hê. Al wanneer jy het reg kry, as jy by die huis bly. Van julle sukkel so met traffic, jy sukkel tot met 'n stadige trolley en checkers. Iemand voor jou stadig loop. Jy soek hy pad verby. It's like, ken jy die padreëls, hou links, gaan regs verby. Amen. En van hy spaza shoppies ry is nog nouer. So jy kom net by mekaar verby, dan loop iemand in die middel. Dan sal party daar, kan hierdie trolley nie net soos 'n back actor werk. Jy net so help in jou oor, wat gaan ons weer aan. Sien, ek en jy sukkel as ons goed buite die Heilige Gees doen. En dis presies wat hier met Adam en Eva gebeur het. Die oomblik toe hulle in ongehoorsaamheid wandel, toe verloor hulle eerste die teenwoordigheid van God. Tweede, hulle word so oortuig oor hulle naaktheid, dat hulle begin skaam voel. Amen. Toe gaan kruip hulle weg vir God. Sien, dis wat ek en jy doen. Ons begin vir God wegkry. As jou verhouding met God besig is om agteruit te gaan, guess who changed? Nie hy nie. God is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ek en jy verander. Either gaan ons terug vlees toe, of ons staan in die
terug vlees toe of ons staan in die gees? En dis die scary deel, vers 13 sê, then the Lord said to the woman, what is this thing you have done? The woman said, the serpent deceived me. Wat is hierdie ding wat jy gedoen het? Die Here sê vanoggend vir jou, pas op om weer dieselfde ding te doen. Want as jy hom nie met hom deel nie, gaan hy jou herhaal. Hy gaan homself herhaal in jou toekoms. Die duiwel gaan weer 'n abuser stuur, wat jou gaan mishandel. Hy gaan weer iemand stuur, wat jou met woorde afbreek. Hy gaan weer 'n besigheidspartner stuur, waaroor jy nie gebid het nie, wat jou besigheid gaan verongeluk. Hy gaan weer iemand stuur, om jou kinders teen jou op te sweep, want jy het hulle nooit in die weë van die Here groot gemaak nie. Jy het gelos dat die skoolsisteem hulle groot maak. Sterkte. Want die skoolsisteem is nie gemaak om God te dien nie, maar om hierdie wêreld te dien. My vrou sê hierdie week so 'n sinnetjie, wat sê, if you don't teach your children how to follow God, the world will teach them how not to. Sien, vir jou kind om die Here te volg, begin nie by kinderkerk nie, begin in jou huis. By die kinderkerk kan ons sien of jou kind weet, wie's die Here. By die kinderkerk kan ons sien of die ouers weet, wie's die Here, of die ouers die kinders die Here dien, of die ouers die woord bestudeer en leer. Want die kinders wys dit. Want 'n kind gaan nie aangeplak wees nie. 'n Kind dra nie 'n masker nie. 'n Kind kom nie fake voor nie. Amen. Ons kuier nou die dag by Shane hulle, en die een laaitjie sê, hy sê, oom het 'n lekker volbord kos, oom is lekker groot, en hy kleintjie is, nee, die oom is vet. En ek is like, awesome, en Shane wil nog, nee, ek kan nie so sê nie, ek sê los hom, hy's eerlik. Amen. Die een is die moderne woord vir vet, jy's groot, die ander een is hoe ons groot geword het, jy's vet. Amen. My vrou het my anders geleer, nie jy is vet nie, jy het vet. Amen. Ek noem dit salwing. Hierdie is my vlerke, as ek eendag hemel toe gaan hulle so uitkom. Moet nou ook nie van dit 'n teologie maak nie, amen. Dis net die nonsens wat ek myself vertel. Amen. Ek en jy het nodig om te pause, en dis hoekom ek en jy bang is vir stilte tyd. Dis hoekom ek en jy bang is vir alleen wees. Want wanneer jy alleen is, dan raak die ding besig. En waarmee raak hy besig? Nie werk nie. God het jou gemaak dat wanneer jy afgesonder is, begin jy aan jouself dink. Wie van julle het al agtergekom? Skielik dink jy eers, het ek daai ding wat ek daar gesê het, al die Heilige Gees begin hy leer so uittrek, en hy gooi hulle so voor jou op die tafel neer. Kom ons praat bietjie oor, wat het jy hier vir jou vrou gesê? Kom ons praat bietjie oor, hoe het jy hier opgetree? Moes jy regtig vir daai speedkop kook gekoop het? Dan pak hy daai goed so uit. Wat is die eerste ding wat jy doen? Yes, hoe gaan dit met jou? Ek het jou verlang, soek het iemand om mee te praat. Hoekom? Want jy wil nie met daai ou praat, wat nou vir jou al hierdie goed vertel. Dis hoekom ons van God verwyder word. Ons kan nie stop en besef wat ons verkeerd doen, dit aanspreek, vergifnis vra en aanbeweeg nie. Nou herhaal ons die siklus. Selfs biltong wat te lank gebere word, eet nie lekker nie. Wie van julle dit al geleer? Amen. Van die biltong is so droog, jy moet hom met sand gooi om nat te word. Wie van julle het al sulke droë biltong gekry? Hy vrommel sommer so. Sien, waar daai biltong werk, jy vat 'n klein hamertjie en kap jy hom fyn. Dan sit jy hom op 'n broodjie met kaas, wat druk jy hom in die snackwich maker. Daar leer jy iets, amen. Ek weet niks van kos maak nie. Amen. Ek lyk net so, want ek's groot gebore. Prys die Here. Sê bietjie, ek kan nie myself in 'n beter toekoms inblameer nie. Ek kan nie myself in 'n beter toekoms inblameer nie. Blame gee my verlede verblyfreg in my toekoms. Hoor mooi, blame gee jou verlede verblyfreg in jou toekoms.
Dis hoekom ons goed moet face. Amen. Daai unresolved mommy and daddy issues, daai bad gewoontes, daai slegte verhoudingsskills wat jy het. Amen. Al daai goed, as ek en jy nie daarmee deel nie, gaan dit net weer kom. Jy gaan weer dieselfde tipe ouetjies, want hoekom? Jy het nie gedeel met wat gebeur het, wat daai ou aan jou gedoen het. Jy gaan dieselfde tipe gultjies. Jy gaan hulle op dieselfde plekke soek, want dieselfde is daar. En die vyand gaan hulle vir jou daar hou, want hy wag vir jou. Daai selfde besigheidspartner, daai selfde rebellie in jou kinders, daai selfde goed. Hoekom? Omdat jy nie bereid is om met jou piece of the pie te hou nie, moet jy happy wees, want die res van die pie gaan jy bly eet. Amen. Die res van die pie gaan jy bly eet. Maar wie van julle het al agtergekom, dis moeilik om jou piece of the pie raak te sien? Come on, wees eerlik. Dis moeilik om jou eie fout raak te sien, as jy seer het. Amen. Maar die woord leer ons, daar's 'n bril. God het vir jou 'n bril, wat jou 'n bietjie clarity gee. Amen. Hy vat bietjie die mis weg. Mis voor die son, dat jy weer die lig kan sien. Matteus 5 sê hy die volgende. Kom, ek gaan sommer hier in die Amplified Bible, dat jy die regte vertaling kan hoor. Amen. Ja, ek moes ook repent. Ek het altyd gesê, Engels is die taal van die communist en die antichrist. Sê die Here, nee, jy gaan maar Engels leer. Hy is tot onderstreep. Matteus 5 vers 8 sê, blessed. Wat's blessed? Geseënd, amen. Blessed, happy, enviable, fortunate, and spiritually prosperous, possessing the happiness produced by the experience of God's favor, and especially conditioned by the revelation of His grace, regardless of the outward condition. Dis wat die woordjie blessed beteken, right? Hy sê, blessed are the pure in heart, for they will see God. Sien, blaam maak dat jou hart nie pure is nie. Blaam maak dat jy 'n wrok dra. Blaam maak dat jy wraak het. Blaam maak dat jy haat het. Blaam maak dat jy bitterheid dra. Blaam maak dat jy met onvergewensgesindheid sit. Want dis wat blaam doen. Want dis wat blaam is. Blaam expose die seer. Blaam wys, daar's iets waarmee ek nie meer gedeel het nie. Want dis wat blaam doen. It is amazing hoe hierdie vers die purity van hart en die vermoë om clarity te hê aan mekaar vasmaak. Sien, jou onsekerheid en jou besluite sit baie keer gekoppel aan 'n seer wat jy nie meer gedeel het nie. Dis hoekom jy bang is om die besluit te neem. Dis hoekom jy bang is om weg te stap. Dis hoekom jy bang is om voor te begin. Dis hoekom jy bang is om te waag. Want die effek van die seer het jy nog nie meer gedeel nie. En daai emosionele skok wys homself. En wat doen jy? Jy gaan kruip weer weg. Want jy is bang. Maar God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Amen, van liefde, krag en selfbeheersing. Dis wat die Heilige Gees doen. Amen. Hy leer ons liefde, hy leer ons om die mense lief te hê wat ons te nagekom het. Krag, hy leer ons om voor te begin, op te staan. Selfbeheersing, om vir jouself nee te sê. Dis wat die Heilige Gees se werk in ons lewe is. Amen. Die ding is, kom ek gee vir julle huiswerk vir vanmiddag. As jy huis toe gaan vat 'n stuk papier. Vat vandag net die een persoon se naam wat jy sukkel om mee te deel, of situasie, of whatever it is, gebeurtenis. Trek 'n sirkel en gaan teken jou stukkie van die paai in. Party van julle gaan, die mense wie jy blameer gaan dalk 50-50, daai is baie min. Wat ons 50-50 is oor 'n storie, is dalk 75 hulle, 25 jy. Hoe seerder dit is dit dalk 99% hulle, 1% jy. Maar gaan own at least jou 1%.
Hoe bedoel ek daarmee? Kom ek gee vir julle 'n paar examples. Ek gaan nie meer afsluit. Hier's 'n paar examples. Wat bedoel ek? Ek het 'n gevoel gehad iets is verkeerd, maar ek het nie daarop reageer nie. So wat sê dit? Jy het die Heilige Gees se stem doodgedruk. Ek het 'n gevoel gehad iets is verkeerd. Dis jou deel. Die Heilige Gees het jou gewaarsku. Pas op vir daai ou, pas op vir daai girl, pas op vir hierdie kontrak. Hier's fout in hierdie kontrak. Maar jy was so angstig, jy het net die nommers gesien, maar nie die fynprint nie. Amen. En dit is presies so met mense, ons sien net die nommers. Die girls check die size van die biceps, die manne check die size van die 2 sondaars langs die kruis, en hulle tel die nommers. Amen. Met ander woorde, wat sê ek vir myself? Maar ek was bang. Amen, ek geweet iets is nie reg nie, maar ek is bang, ek gaan nie iemand anders kry nie. Dalk was dit my laaste keer, wat ek gelukkig kon wees. Teen my beter wete, het ek die keuse gemaak. Nommer 2, mense wie ek ken, wie ek vertrou, het my gewaarsku, maar ek het nie geluister nie. That's your piece of the pie. Amen. Nommer 3. Ek het te lank daar gebly. Met ander woorde, ek het dit goedgekeur. My vrou sê altyd, you can't change what you tolerate. As jy dit verdra, moenie daaroor kla nie. Solank jy dit toelaat, kan jy nie daaroor kla nie. That's your piece of the pie. Amen. Nommer 4. Ek was greedy. Ek wou ook meer hê. Ek wil ook daai huis, ek wil ook daai kar, ek wil ook 3 bikes hê, ek wil ook 10 gewere hê, ek wil ook dit. Greed is jou piece of the pie. Amen. Wat is die Afrikaanse woord? Om nie vergenoeg te wees nie. Die Engels content. Die woord sê content. Ons sukkel met die woord content. Wat beteken content? Wat ek het is genoeg. Want nie voor wat jy het genoeg is nie, gaan jy altyd smag na meer. Amen. Nommer 5, ek was alleen. That's your piece of the pie. Wie van jy het al daai verskoning gebruik? Jouself in 'n verhouding kry wat jy nie moet wees en sê, maar ek was alleen. Dis hoekom ek teruggegaan het, want ek was alleen. Amen. Nommer 6, ek was jaloers. Ek was jaloers, ek het meer skuld gemaak. Toe domp ek my hele huishouding in die skuld. Want ek was jaloers, want JP het nou vir hom hierdie nuwe Lego gekoop. Maar jy het net nie geweet, hy koop het op Temu teen 1/10 van die prys as wat jy hom by die Lego shop gaan koop, nie? Dit het hom R2000 gekos, het jou R20.000 op jou kredietkaart gekos. Nou het jou kinders nie kos nie, so jy bel die kerk, jou vrou is kwaad, want sy kan nie haar naels gaan doen nie, jou chommies wil nie met jou kuier nie, want jy kan nie brandewyn koop hierdie maand nie. En nou is jy vir almal kwaad. Maar omdat jy jaloers was, het jy jouself in die moeilikheid gebring. Amen. Nommer 7, ek moes hom of haar gekonfronteer het, maar ek was bang. Ek is nie 'n konfrontasie mens nie. Ek hou nie van konfrontasie. Niemand van ons doen nie. Niemand van ons hou van konfrontasie nie. Maar konfrontasie is nodig, dat jy groei en daai persoon groei. Konfrontasie is deel van genesing. Konfrontasie is deel van herstel. Konfrontasie is deel van groei. Dis hoekom ons konfronteer, nie om te kyk wie's reg nie, om 'n probleem op te los. As jy in 'n konfrontasie kom omdat jy iemand probeer verander, doen jy dit verkeerd. Konfrontasie gaan om 'n probleem aan te spreek, nie 'n persoon nie. Dis die regte manier van fight. Maar hoekom fight ons met mekaar? Want dit is makliker om jou te blameer, as wat ek my piece of the pie moet own, van hoekom lyk die situasie so. Amen. Nommer 8.
So moeilik as wat dit baie keer vir mense is om te admit in 'n verhouding, is om te sê, dit was net lus. Eintlik was ek net lus. Dis hoekom ek my in daai situasie gekry. Dis hoekom ek vanaand baar toe gegaan het. Ek het nie, weet nie, ek nie 'n saak wie ek huis toe vat nie, net so lank ek iemand huis toe vat. Amen. Na 10 bure lyk almal mos mooi. Amen. Ware vriende beskerm jou daarteen. En baie keer is dit die ding. Baie keer is dit vir mense siekte, hulle was net lus. En dan maak jy weer daai fout. Môre is jy kwaad vir jouself, môre voel jy vuil, môre voel jy verraai, môre voel jy het God onder die bus ingegooi. Jy wil op 'n hoop gaan sit en krepeer. Hoekom? Want jy het nie selfbeheersing. That's your piece of the pie. Nommer 9. Ek het nie my beste gegee nie. Het is maklik om te sê, ja, maar die mense by die werk het dit teen my. Maar het jy jou beste gegee? Praat nie van perfeksionisme nie, want daai sonde, want dit lei op werk op pride. Die woord sê, doen alles asof jy dit vir die Here doen. Het jy jou beste gegee? As jy jou beste gee, kan mense jou nie blameer. En as hulle jou blameer, gaan jy nog steeds vrede hê, want jy weet jy het jou beste gegee. Amen. Amen. Ek kan nie vir my maale sê, daai juffrou by die skool, elke dag hamer sy my oor my werk, maar ek doen nie my huiswerk. Amen. Dis soos my matriek Afrikaanse boek. Toe ons by die eindjaar kom en ons moet eindjaar eksamen skryf, toe gaan vra ek vir my meneer, wat moet ons leer? Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, want my boek sê 11 Januarie, begin van die jaar. Hy sê, waar is die res van jou werk? Ek sê, ek het nie. Hy sê, nou waar was jou huiswerk? Ek sê, altyd aan 'n ou se boek geleer. Sien, ek kan nie nou huis toe gaan en sê, daai onderwyser het nie sy werk gedoen nie, maar ons doen dit. Amen. Baie keer wanneer jou kind kom en die onderwyser blameer, wil jy optree en jou kind beskerm, maar jou kind was eintlik verkeerd. En dan na die tyd, dan vind jy dit uit, dan voel jy soos 'n ass, né? Ek onthou eendag, ons het my maat 'n nuwe bediende gehad. En dan het ek nog baie gaan dans Vrydag aan, ek het hier in die stad gebly. Ek het vir my so 'n nice hemp gekoop. En die bediende brand hom met die strykyster, maar sy sit hom net so mooi terug in die kas. Amen. Nou haal ek die hemp uit, want dit is Vrydag aand, ons gaan vanaand weer stof, dans, laat dit luister. Maar ek tel hy hemp uit, elke moontlike switch wat ek het, trip, wat kan trip, amen. En soos hy in die gang afgestap, kom pizza ka sommer, eerste hou, sy sommer so gaan sit, en ek begin met haar skree, en my ma kom uit, en sy keer net, sy sê, dit was nie sy nie, dit was jou sissie wou leer, en ek kyk haar so, ek sê, moenie laat ek jou vange doen nie. Sien, ek wil hê sy moet besef hoe voel ek daaroor, maar ek het nie die probleem gehou nie. Ek het gedink ek het die probleem aangespreek. Amen. My sussie was maklik, ek los haar net by die huis as ek vir 'n boyfriend gaan kuier. Dis die beste manier om haar terug te gekry. En dit is wat ons doen. Ons sal so maklik die situasie probeer aanspreek sonder om ons deel te hou. En dit is hoekom soveel van ons seer homself herhaal. Dis hoekom ons altyd dieselfde issue met mense het, altyd dieselfde issue met kerk het, altyd dieselfde issue met die werk het, altyd dieselfde issue met familie het, want daar sit goed in ons lewe wat ons nie meer deel nie, en toe herhaal hulle self. Sien, is daai wanneer jy vir jouself sê, ek weet ek moes dit gelos het, maar ek het skaam gevoel, ek het geweet ek moet wegstap, maar ek het skaam gevoel. That's your piece of the pie. As jy vanmiddag huis toe gaan trek jou sirkel, en gaan vra vir jouself, wat die een van hierdie is my piece of the pie. Die laaste een, die een wat seker baie mense doen, is daai wat jy vir jouself sê, I can handle this. Jy hoef net agtergekom as jy self probeer dinge oplos. It doesn't work. That's your piece of the pie. So wat sê ek vandag?
As ek en jy nie ons piece of the pie own nie, gaan ons deur dieselfde seer gaan, herhaaldelik. Weer en weer en weer. Dalk nie môre nie, dalk oor 5 jaar, dalk oor 10 jaar, steek daai ding sy gesig uit. Amen. Amen. So wees braaf. Wees braaf. En gaan teken jou sirkeltjie. Gaan sny jou stukkie paai uit. Jy dalk 'n soettand, gaan sny vir jou 'n stukkie melktert uit. Amen. En sê, dis my piece of the pie. Maar face it. Weet jy wat is die scary deel? As jy eers gaan begin skryf, gaan jy sien hoeveel kom uit. Jy gaan sien hoe groei daai paai. Jy gaan dalk geskok wees oor hoe groot is jou deel in daai paai. Maar as wat ons laasweek gesê het, die enigste persoon wat die heeltyd in al jou drama is jy. Die enigste persoon wat altyd in my drama is ek. Die ander mense kom en gaan, maar in my drama is dit altyd ek. Dit sê vir my, waar is die probleem? Amen. Amen. Is jy reg vir change? Is jy reg vir verandering? Maar jy weet, verandering kom saam met vernuwing. Kom ons vra eerder, is jy reg vir vernuwing? Want dis die groot een. Want vernuwing kom met verantwoordelikheid. Maar dit kom ook met accountability. Wat beteken dit? As ek weet ek maak dom besluite, kry 'n boetie of 'n sussie, sê hou my verantwoordelik. Die woord leer ons so. Dis wat Abel gedoen het in Kain. Toe die Here vir Kain vra, waar is jou broer? Toe sê, am I my brother's keeper? Hoekom moet ek na my boetie kyk? Sien, jy gaan mense onder die bus ingooi, wie jy te nagekom het. As jy oor iemand verantwoordelikheid vat, sal jy hulle nie te nakom nie. So vat bietjie verantwoordelikheid oor jouself. Oor jou eie seer. Oor jou eie ongeluk. Deel met jou verlede, voordat jou verlede met jou deel. Amen. Net waar jy sit, sluit jou oë. Sit net nou vir 'n oomblik en sluit jou oë. Ons sing die eerste song wat sê, I'm trading my sorrows for the joy of the Lord. Die tweede song sê, new wine het 'n new skin nodig. Die derde song, I'm lost without you. Die vierde song, when I look at you face to face. Die Here set ons op die hele oggend al, om vir ons te sê, sonder my, gaan jy nie regkom nie. Sonder my, gaan jy nie vrykom nie. Sonder my, gaan jy nie heel word nie. Hou op vashou aan sentiment. Hou op vashou aan seer. Hou op vashou aan die leuen. Hou op vashou aan die teleurstelling. Hou op vashou van ek sal dit self doen. Hou op vashou en ek sal oukei wees. Hou op vashou, ek het nie mense nodig nie. Hou op vashou aan al daai goed wat jou verwyder van die liefde van God af. En kom terug na hom toe. Kom terug na hom toe. Dit begin by hom. Iemand sê nou die dag vir my, hoekom moet die lewe so unfair wees? Kyk gou vir my. Hoekom moet die lewe so unfair wees? Hoekom moet die lewe so unfair wees? Want baie goed gebeur met mense, dan dink ons dis unfair. Baie keer gebeur goed met ons, dan voel ons, dis unfair. Ek weet, dis nou nie julle nie, is ek.
Amen. Partymal gebeur goed, dan voel ek, dis unfair. En ek kan die persoon praat en die Here begin met my praat oor fair. Wat is fair? Wat is fair? Wat beteken dit om fair te wees? Ek sê, Here, gee jy vir my 'n definisie vir fair? Gee jy vir my 'n definisie vir fair? En die Here sê, wil jy weet wat's fair? Ek sê, ja Here. Hy sê, gaan sterf vir jou eie sondes. Dis fair. Hang op jou eie kruis. Want unfair is ek wat vir jou gesterf. En weet jy wat kom by my op? 1 Johannes 3:16. Wat sê nou dat ons liefde verstaan, gaan gee jou lewe vir ander mense. Dit is unfair dat jy die pyn moet vat vir wat mense aan jou gedoen het. Maar dit is okay. Want hy het my pyn op hom geneem. Beteken dit wat, maak dit wat hulle gedoen het reg? Nee, dit maak jou vry. Dit maak jou vry deur jou piece of the pie te earn. Dis okay, dit het met my gebeur. Ek gaan nog my t-shirt maak. Die design is amper klaar. Wat sê? Jy ken my ook net as jy my nodig het. En dis okay. Want dis wie ek is as gevolg van hom. Want dis dienswerk. Dis diensbaarheid. Amen. Dis diensbaarheid. Jou nuwe begin by daai tafel. Nie dat die tafel heilig is, maar by nagmaal. Want wat sê nagmaal? Nagmaal sê ek erken dat ek kan nie myself red nie. Ek het 'n verlosser nodig. Nagmaal sê ek erken ek kan nie myself genees nie. Ek het 'n geneesheer nodig. Nagmaal sê ek erken ek kan nie in my eie behoeftes voorsien nie. Ek het 'n voorsiener nodig. Nagmaal sê ek erken ek kan nie myself fix nie. Ek het 'n fixer nodig. Nagmaal sê ek erken ek kan nie myself help nie. Ek het 'n helper nodig. Sonder Christus is ek en jy 'n oop boek, 'n oop target vir seer. Elke dag van ons lewe. Elke dag van ons lewe. Ja, maar Koos, jy verstaan nie hoe erg is die ding waardeur jy gaan nie. Jy's 100% reg. Ek verstaan nie. Maar hy verstaan. En net hy kan jou fix. Ek kan nie. Maar kan jou nooi na die tafel toe en sê kom en connect weer met hom. Kom connect weer met hom. Dat hy kan gesond maak wat siek is, dat hy kan heel maak wat gebroken is. Dat hy kan herstel wat platgeval is. Dat hy kan oprig dit wat verpletter is. Net God kan dit doen. Dis waarna hy spesialiseer. Amen. Ek wil hê dat ons sommer wie ons help met die nagmaal, staan nie voor met die glasies en die koekies en ek gaan jou nooi. Kom jy na hom toe en kom al. Vat jou nagmaal, gaan sit op jou stoel, maak jou oë toe en sê vir hom volgende dankie vir 'n nuwe begin saam met hom. Kan ons dit doen? Amen. Dirk sit vir my daai awesome in this place op dat hy net so in die agtergrond speel. Staan jy die kant, jy die kant. Een daar. Skryf 'n bietjie om. Ek wil julle invite. As jy reg is, kom kry vir jou nagmaal.
Amen. Volgende het ons gepraat oor own it. Volgende week gaan ons praat oor rethink it. Het is maklik om te sê, ek is reg om oor te begin. Wie van julle agtergekom hoe moeilik is om te sê, hoe verander ek my gedagtes? Hoe verander ek my denkpatrone? Hoe begin ek anders dink oor my en my situasie? En dis wat ons volgende week gaan doen. As jy iemand ken wat struggle, bring hulle. Ek sal vandag se preek sal seker teen môre al op YouTube en Spotify wees. Stuur hom vir iemand en sê, ek stuur hierdie vir jou in liefde. Ek oordeel jou nie. Ek weet, ek kan sien jy stoei. Dalk sê jy antwoord. En as jy wil, kom volgende week saam. As hulle ver is, sê vir hulle sal die volgende diens ook stuur. Amen. Maar hierdie is die seisoen van herstel. Hierdie is 'n seisoen waar God jou identiteit wil herstel. Want jy is nie wat met jou gebeur het. Jy is nie jou seer nie. Jy is nie jou verwerping nie. Jy is nie daai verbal abuse nie. Jy is wie God sê jy is. Jy is wie hy jou gemaak het. Amen. En dis die jy wie hy wil uitbring. Ek en jy moet net braaf genoeg wees om hom toe te laat en sê verwyder in my waaraan ek vashou wat alleen is. Dat ek kan vrykom. Amen. Amen. Dankie vir julle almal. Hey, 'n super week. Kom ons gaan drink 'n koffie.